Baie dankie Louis en ja, het is altyd lekker om in die kultuurboek gevuld te wees. So hele paar jaar gelede het ek van hierdie literaire tydskrifte my gevra, nou as ek 'n boek moet kies wat vir my die lekkerste een is, dan wat een, en ek het hier oomlik gedink, ek sê die Afstraatbos, dit is my want Louis is ook, Louis is een van die eerste ouens wat begin het met hierdie boekpraatjies gereeld, en deesdae is baie mense wat doen. Maar jy weet, ek wil gaan kyk maar, so 10 jaar terug, hoeveel mense het gedoen? Daar is nie baie mense wat soos Louis moeite gedoen het om gereeld sy winkel te skryf ook te maak. Kom ons gaan regtig na die boek toe. Jeanette, Louis het daar baie interessant ding genoem, wat ek nou eers gou by jou wil uitvind, want goed, nou eerst by, hy het nog gevraag in jou 10de spanningsroman, en ek weet, jy het ook elke dag vir my gesê, maar ek weet nie, my sommer loop verkeerd. Want ek weet, hier is al jou 40ste roman, ek wil kom ons begin daarby, nou, dit is nie net haar 10de roman nie, dit is haar 10de spanningsroman, dit is haar 40ste roman, en nou, maar, my vraag wat ek eindelijk net aan jou het, en dit is nou een dom vraag van my kant af, ek weet van 9, jy die 5 Gijs Niemands geskryf, en die van julle wat nie ken nie, dit is 'n verskriklike lekker reeks oor Gijs Niemand, nou, hy is meer tradisionele, maar 'n bietjie van 'n bumbling speurder. En dan het jy, en dat is al 4 romans wat ek gou net wil noem, want Labyrinth, dink ek, was die eerste van hierdie gewees. Hy het by iemand naar South skryf, Tafelberg, wat hier my? Quillerie, ok, excuse, ja. Dat is een van die NP, goed. En dit was, praat net goed daar? Kan ons net gou klank kry op Jeanette's luidspreker asseblief? Kijk goed daar? Praat net goed? Nee, hy is nog nie aan nie. Ek wil net sê, gisteravond was ek by 'n Karen Zoid orkest, 'n konsert geweest, toe gaan die klank af. En sy het dit aanplak gedoen. Nou, ek kan aanplak praat, maar ek gaan wragtig nie veel sing vandag nie. Ek probeer net gou weer. My klank is goed. Nee, Jeanette het nog nie klank nie. Kan ons nog 'n bietjie opgaan? Daar kan ek ook praat, ek kan nie op die meestal is. Dat is een droom. Hallo? Okay, dit is Quillerie. Maar goed, so wat ek wil sê is, jou 5 Gijs Niemands, dan was daar Labyrinth gewees, en dan was daar Siende Blind, Raaiselspieël en Ewebeeld. Maar ek kom by 9 uit, waar is nommer 10? Wat het ek gemis? Jy vergeet van Boek van die Droomvanger. Daar is hy. Dit was in 1999 en my eerste sprong in die spanningsromans en soos wat Louis nou gesê het, was dit destyds nie 'n baie gewilde genre gewees in Afrikaans nie. Toe moes ek terugval na die romanses toe in daai stadium. So, hy is 'n bietjie verdwyn, hy is ongelukkig uit druk uit, maar dit is inderdaad my eerste spanningsroman. Ek het vergeet van hom. Nou, ek dink die belangrike ding is net, juist, ons het nou gepraat oor jy weet, jou sprong, 40 romans, jy het verskriklik baie al geskryf, Jeanette, want ek wil, dit is, ek wil ek eindelijk net gou by Ewebeeld uitkom, dat net gou vir die mense vertel, want dit is net eindelijk ongelooflik wat ek wel gedoen het. Ek dink dit waarmee jy bekend geword het, was die Tafelreeks. Dit is destyds uitgegee onder die romansas, maar dan die historiese romansas, en toe is hulle later heruitgegee, spesifiek onder hulle eie, ek wil sê druk, met 'n pragtige uitgawe van die Tafelreeks. Dit is 7 baie sterk vroue wat jy so agter mekaar dan nou bespreek het. En elkeen het 'n spesifieke deel van ons Suid-Afrikaanse samelewing vasgevang. Toe, Gijs Niemand het ons nou oor gepraat, jou Maanskyn baie twee was verstommend, want ek dink daar het mense ook agter gekom, maar dit was 'n radverandering. Eintlik, ek wil eintlik sê, ek dink ek wil sê dat tussen Maanskyn baie en Labyrinth waar ons net gepraat het, daar het 'n radverandering gekom. Maar vertel net 'n bietjie, want Labyrinth was vir my, ek wil gaan terug gaan hom toe, want dit is 'n dik boek, baie soos Ewebeeld, ek dink is dikker as Ewebeeld, né? Ek dink so. En daar, dit is 'n boek wat baie sterk op die Griekse mitologie ding, maar dit is 'n ongelooflike lekker spanningsroman. Wie van julle het hom al gelees, Labyrinth?
Dit is 'n wonderlike roman, daar is 'n paar mense hier. Daar's hy. Kom, wys vir die mense. Asseblief, dit is regtig die moeite werd. Dit is absoluut die moeite werd. En Louis het 'n paar kopieë, so koop maar. Julle gaan 20% afkoop jou wil, so julle kan hierdie bekostig, né, Louis? Maar vertel net gou 'n bietjie waar Labirint vandaan gekom het, want dit was regtig vir my 'n sprong in 'n nuwe rigting. Ek dink die sprong het regtig gebeur na die Gys Niemand reeks. Ek het vir Gys verskriklik geniet. Hy het vir my baie mooi gemaak. Maar daar was 'n stadium wat ek regtig nou ontslae wou raak van hom. Ek wou hom nou regtig nou uit my lewe uit hê. En ek was so 'n bietjie moeg vir die lyke en die bloed en die goede. En baie lyke en bloed in ewebeeld. Ja, maar onthou ek het nou herstel. En dis hoe Maanskyn baie gebeur het, die twee lyk. Ek het asem geskep. Daar is nou nie moorde nie. Daar's wel 'n sterk spanningslyn, maar en dis 'n baie lekker familiedrama. Dis fantasties. Die van jou nog nie gelees het nie. Dis absoluut fantasties. Maar jy het 20% afskeid kan ook koop, so albei van hulle. So, ek het nou die 4 Kalits het vir my toe nou so 'n bietjie asemskep gegee. En daarna het, ek weet nie hoekom nie, dit is nie iets wat ek beplan het of enige iets nie, maar ek kom dadelik sien, ek skryf nou anders. En as ek nou terugdink, dink ek die groot verskil het tussen, eintlik tussen die Gyse, en dan nou die Labirint en die volgende 3 boeke. En die groot verskil daar lê in die manier waarop ek die liefdesverhoudings uitbeeld. En die rede hoekom die liefdesverhoudings anders is omdat die hoofkarakters anders is. Die hoofkarakters is deesdae baie ouer, veel ouer. Hulle is in Ewebeeld is nou 'n bietjie van 'n uitsondering, maar die ander 3 is so hulle is nie meer onkreukbare mense nie. Hulle is mense met hulle eie tekortkominge. Hulle is nie jonk nie, hulle is nie beeldskoon nie. Hulle maak foute. En daarom sal die liefdesverhouding ook dan nou anders daar uitsien. So, ergens het daar iets gebeur, terwyl ek Maanskyn baie geskryf het, om vir my nou in hierdie nuwe fase in te sit. Maar ek wou ook wegkom van die vreeslike romantiese verhoudings wat ek gehad het in die Gyse. En dit het ek gehad om my lesers van my romanses en van die tafeltjies soort van te help oorgaan in die spanning in. In die Gys Niemand reeks is daar definitief nog, ek wil Gys is nog hy's 'n groot sterk man met 'n sterk borskas, daar's nie borshaar in sig nie. Gys Niemand? Ja. Hoe weet jy? Hy het 'n boek en hy het 'n bles, is nie te sê dat hy die borshaar het. Maar dit is definitief baie meer, ek wil die liefdesverhoudings is nog baie meer, ek wil per se idyllies, ja. Ja, die liefdesverhoudings. En skielik het daar met Labirint en met die ander, het dit net heeltemal verander. Nou kijk, Vis is bijvoorbeeld skreeu lelik. Vis is verskriklik lelik. En 'n held tradisioneel moet 'n held daarom aantreklik wees. So ek het miskien was dit doelbewus, ek kan nou nie eintlik meer mooi so onthou nie, dit is 'n rukkie terug, maar ja, die wegbreek was vir my lekker, ek kon ontsnap van die, wil ek amper sê, ook nou nie regtig gestroop nie, want dit is ook nou nie asof die Gyse stroop. Daar's 'n base van 'n dwingelandy wat jy moet hê as jy genrefiksie skryf. En wat ek gevind het is dat jy weet, waar jou Gyse nog baie tradisioneel in die spanningsroman genre is hierdie 3 en Labirint het die spanningsromans, maar dit is nie tradisioneel nie. Daar's 'n ek hou nie van die woord nie, want dit is amper meer literair. Ek sal bang dit gebruik, want dan is mense nou bang dat hulle dit nie kan lees nie, maar dit is juist nie die punt nie, maar die feit is net dis mense, dis mense wat jy beskryf, dis wat my belangrik is. Dit is daarom nog steeds in die genre, en dit is miskien nie 'n bekende genre in Afrikaans nie, maar dit is 'n baie bekende genre oor see, meer in die Women in Jeopardy tipe van roman. En daarvan is Ewebeeld natuurlik eintlik by uitstek 'n goeie voorbeeld, want alhoewel daar 'n hele klomp ander faktore is en dit op verskillende maniere gedoen kan word, is dit juist die fokus is op die vrou wat in gevaar verkeer en nie noodwendig op wie die moordenaar is. Net vandag, ek sê dit was mense
dat as jy nou kyk na Raaiselspieël, sien die blind en ewebeeld, dan is hulle 'n trilogie. Nou jy sou seker Labyrinth toch kan wys dit en maak dit 'n quadrologie. Hoewel Labyrinth heeltemal 'n eie storie het. Dis egter nie 'n reeks nie. Dit sê ek heeltyd vir mense, die 3 is nie 'n reeks nie, maar stem jy saam dat dit 'n trilogie is of stem jy nie met my saam nie? Ek sien dit nie as 'n trilogie nie, maar daar is 'n deurlopende karakter in al 3 die boeke, Jojo Rigter. Sy speel in Sieneblind 'n redelike rol, maar die leser sien haar deur Kara se oë. En dan in Raaiselspieël speel sy 'n baie klein rolletjie en daar sien die leser haar deur Stas se oë. En dan nou in Ewebeeld het sy hier my besluipend bekruip en ewe skielik het sy ontpop as 'n karakter, 'n perspektief karakter in eie reg. Met ander woorde, nou is die leser na kop en leer baie meer van haar ken. So in daai opsig kan 'n mens die 3 boeke saam groepeer. Maar jy kan ook die 4 boeke wat Labyrinth nou insluit saam groepeer omdat daar 'n deurlopende tema is. En die tema is dan nou die vrou wat by 'n kruispunt kom en wat uit haar emosionele kettings binne 'n verhouding moet breek omdat die verhouding vir haar toksies geraak het. Ek dink, ek sit net toevallig hier en kyk en sê, daar staan Andrew Grant se boeke. Nou, ek weet nie of julle Andrew Grant se werk ken nie. Dit is, hy is onthou van die groot skrywers in die Engelse letterkunde in Suid-Afrika. En dit is ook spanningsromans wat hy skryf, maar ek dink die belangrike ding net te loops is dat die radverandering wat jy ondergaan het, is om weg te beweeg van hoe kom ons skryf net gewoon 'n lekker storie na, kom ons skryf 'n storie oor ons maak die leser engels ongemaklik, maar ons gee nog steeds vir die leser 'n lekker storie. As ek nou stout, en dis wat Andrew Brand doen, maar as iets vir my daar dat die leser die ongemak ervaar, en dis nie meer bloot net sugarcoated nie, dit is daar substansie, maar die storie is nog daar. Ek dink, ja, ek skryf vir ontspanning, ek skryf om te vermaak. Maar ek hou daarvan om vir 'n leser wat bietjie meer vlees aan die been hou ek daarvan om goed daarin te bou, alhoewel dit is ook nie doelbewus nie, maar wanneer ek 'n ding raak sien, wat ek sien hierdie is 'n motief wat begin na vore kom, of hierdie is 'n tema wat begin na vore kom, of is daar's 'n simboliek wat begin na vore kom, dan ontgin ek dit. En dan kan die leser wat bietjie meer wil sien, of miskien 'n wyeer verwysingsraamwerk het, kan dan die verbande lê as hulle wil. Maar ek probeer nie literêr skryf nie, om die waarheid te sê, ek ontken ten sterkste dat ek literêr skryf. Ek skryf om te vermaak. Maar as die meer gesofistikeerde leser dan nou wel hierdie verbande raak sien wat daarin is, dan is ek baie gelukkig, dan is dit 'n bonus. Een van my gunsteling met aanhalings, Jeanette Paul aanhalings was, sy het 'n slag vir my gesê, jy weet, daar is boeke wat geskryf is 'n stuk spuie, en daar is 'n boek wat geskryf is feite. Ek skryf 'n boek soos feite. En ek sal altyd mal oor daai aanhaling gewees, en dit sê vir my so baie, jy weet, dit is, ja. Die ding is, daai fyn moet lekker ryp en uitgedui wees, sodat hy werk ook. So, dit is nie moeilik, dit is nie maklik om 'n fyn te skryf. Wat nie, nee, maar ek wil nie happer op die ding nie, maar vir my, jy weet, een van die, ek het weer altyd gesê, die letterkunde vraag jy altyd, where's the bloody horse? Nou, in jou geval, is daar 'n mate van ongemak wat wel ingekryp het in jou later romans. En hoewel jy baie sterk nou sê, maar jy wil nou nie geassosieer word as letterkundige skrywer nie, daar is toch 'n mate van 'n bloody horse betrokke. Maar kom by die Ewebeeld uit. Ek het 'n storie gelees, maar hoe wil jy die storie opsom van mense? Wat is die storie? Want jy het nou nie tradisioneel dan het geskryf hierson. Nee, ek kom baie gou agter wie die skurk in die verhaal is, en ek gaan dit hier verklap omdat dit so gou gebeur. Dis die storie van, kyk, daar's die boek en dan staan die storie. En die storie begin reeds in Lani se kinderjare. 'n baie belangrike traumatiese gebeurtenis vind plaas wanneer sy 10 is. En haar ouers se reaksie daarop en haar skuldgevoelens daaroor bepaal byvoorbeeld
of maak van haar bietjie van 'n ryp vangs vir Ludolf, wat nou die haar man later word. Dan is daar ook 'n vriendskap wat sy gehad het met 2 vriendinne in terwyl sy gestudeer het. En maar dit is die backstory. Die boek begin op haar 5de huweliksherdenking en Lani het die prins gekry. Sy het hierdie vreeslike aantreklike, skatryk, charmante, sexy man gekry. Bietjie ouer, heel wat ouer as sy, maar absoluut die droomprins het sy gekry. Sy het met hom getrou, die skatte is daar, die kasteel is daar, die prins is daar, die sprokie is volmaak, tot op haar huweliksnag. En op haar huweliksnag kom sy agter, maar hierdie sprokie gaan nie heeltemal so mooi eindig nie. En daar's natuurlik 'n goeie rede waarom sprokies eindig wanneer die prins en die prinses trou. Vertel nie wat na die tyd gebeur nie. Nou, hierdie sprokie begin by die na die tyd en begin eintlik al 5 jaar nadat sy agtergekom het, maar haar sprokie is eintlik 'n ramp. En dit is 'n aand van baie eerstes. Sy vir die eerste keer is Ludolf tevrede met haar voorkoms. Vir die eerste keer is daar 'n gas by die huweliksherdenking wat nie op hulle huweliksfees was nie. Vir die eerste keer word hierdie gas uitgenooi om in die kasteel oor te bly, iets wat nooit gebeur het in die afgelope 5 jaar nie. En dan vir die eerste keer kyk iemand vir Lani in die oë en sien haar regtig raak. Nie as die fantoom aan Ludolf se sy nie as hierdie trofee vrou nie, maar as mens en as vrou. En sy kan dadelik sien, hierdie man hou nie van wat hy sien nie. So dis 'n klomp eerstes en dit is waar die boek begin en dan gaan die res van die boek daaroor hoe sy uit hierdie kettinge, hierdie mag wat Ludolf oor haar het, hoe sy daar probeer uitbreek. Ja, dit is al 'n goeie opsomming. Jy het dan die boek gelees. Ek wil toch later gou by die einde uitkom, maar ons begin, want die einde het 'n baie interessante, ek gaan nie die einde vertel nie, maar daar is my baie interessante ding teen die einde, maar ons begin eers by die sprokie, want ek wil hierdie ou kleine kasteel, Ludolf, die boek begin eintlik, interessant genoeg, jy het net oor die romanses gepraat, die boek begin amper soos 'n romanse. Jy sien hier die ongelooflike ryk man, wat regtig, jy weet, beeldskoon is, groot, sterk, forse ou, dit klink regtig soos romanse. En ek dink, baie vroeg in die boek word, een van Lani se vriendinne dan ook, maar ek wil hierdie is nou regtig soos 'n sprokie, dit is regtig, begin so. Maar, hy lyk soos 'n held in 'n badesripper. Dis presies, dis presies wat sy sê, hy lyk soos 'n held in 'n badesripper. En dan bietjie soos wat jy uit sou afskil, dan kom jy agter, maar as jy begin, ek bedoel, bladsy vir bladsy skil jy 'n stukkie van die ei af, of, jy weet, en uiteindelik kom jy by die kern uit, wat nogal maar kom ons kom na die sprokies toe, want dit is my uiteindelik belangrik. Ek wil, jy het nog gesê van die kasteel, jy het nog gesê van die prins, en ek wil dit regs aan die begin van die boek word baie duidelik gemaak, dat hierdie is Suid-Afrika se prinses Diana en Charles, net baie mooier, baie meer sexy. Die glanspaartjie, jy weet, ek wil, en hoeveel glanspaartjies is daar nie in Suid-Afrika nie, en ons is lief daarvoor om in die huisgenoot en alles tipe goed oor die glanspaartjies te lees, né? Maar dit begin soos 'n sprokie, jy het nog sê sprokie nie enige einde nie, maar jy het jou kasteel, maar Bloubaard woon ook in 'n kasteel, Rapunzel woon ook in 'n kasteel, Aspoestertjie woon ook in 'n kasteel. Praat gou 'n bietjie oor die sprokies wat ter sprake kom asseblief, want jy het toch doelbewus ingeskryf hier, ek is ek reg, dit is baie op. Ja, dit is een van die goed wat ek agtergekom het, maar hier is 'n baie lekker parallel en wat ek toe uiteindelik ontgin het, maar ek hoop nie dit oordonder die verhaal nie, maar ja, die sprokies speel 'n groot rol. Die Rapunzel wat in haar toring sit, afgesluit is, dit is natuurlik ook 'n emosionele toring, dis nie net 'n fisieke toring, dis 'n emosionele toring. Dis presies wat Lani natuurlik is, nee, mens moet baie geagter, ek het gedink sê, Lani is, ek weet nie of jy hou van die woord nie, maar sy is amper 'n gevangene in hierdie kasteel. Ja, sy is 'n gevangene. En dit word later belangrik, want maar sy is nie net 'n gevangene in die kasteel nie, sy is ook emosionele gevangene van Ludolf wat hierdie mag oor haar het.
En dit sluit letterlik aan by die Rapunzel gegewe. En dan kom daar die prins wat teen haar hare opklim. Nou, ons het natuurlik, ons sien altyd die gesanitiseerde weergawe van die sprokies wat vir die kinders, vir ons as kinders ook aangebied is. Maar in die ou weergawes het die prins teen haar hare nou opgeklim en die Rapunzel het nie vir die heks gesê, maar die prins het teen haar hare opgeklim nie. Die heks het agtergekom, maar Rapunzel is besig om 'n bietjie dik te raak, soos sy was verwagtend geweest. Maar in elk geval, ek het lekker gespeel met die gesanitiseerde plus die vooraf sprokies, hoe dit regtig, hoe dit oorspronklik vertel is en dan toepaslik gemaak het, weer eens nie doelbewus nie, maar dit het net so lekker gewerk, ek kon myself nie weerhou nie, die Rapunzel storie, en dan nou is daar die blou baard natuurlik, dat nou op Rudolf wys, die man wat met die geheime kamer waar die koppe van sy vorige vrouens hang. Nou, Rapunzel en blou baard het al twee uiteindelik gelukkige eindes, maar Lani sin kan net 'n gelukkige einde hê, hopelik, as sy self 'n kopskuif maak en so aan. Die ander spoor is op die blok, ek wil sê dit baie vinnig. Ek wil, sy is mevrou nommer 4, né? Ja. Is ek reg, want ek moet altyd kop hou, want daar is in Duitsland een gewees, nou ek gaan nie daaroor veel sê nie, want dit is belangrik, maar dan is daar 3 mevroue van Fürstenberg gewees, wat allemaal identies dieselfde gelyk het, en dit is nogal belangrik, want en ons stel daarop, daar is nommer 5, wat waarskynbaar op pad is, so sy begin besef, maar wacht 'n bietjie, die blauwbaard, en sy besef, maar hier is probleme. Ja, uiteraard. Maar ja, ek wil net die ander sprokie wat ek wil noem is Doringlosie. Natuurlijk, ja. Doringlosie is vind ook bietjie neerslag hierso, want wat Roo doen, Roo is nou die man, die gas in die kasteel, die man wat haar regtig raak sien. En wat in die kasteel dan ook bly, hy is 'n brandskilder kunstenaar, en hy het die oorspronklike brandskilder vensters in hierdie kasteel gedoen. En die oomblik toe hulle begin gesels, toe is dit asof hy 'n spieël vir haar ophou, en sy sien, maar eintlik het sy self aandadig in hierdie ding. Dit is nie haar skuld nie, maar die manier waarop sy gereageer het, en hoe sy toegelaat het, dat sy in Rudolf se mag, in sy mag kom. Al hierdie goed laat haar dink. So dit is soos Doringlosie, wat deur die prins dan nou wakker gesoen word. So ek kon baie lekker met daardie 3 sprokies speel. Ja, want ek wil net sê, jy het net gesê dat ons leer haar ken op die aand van haar 5de huweliksherdenking. En in die 5 jaar is sy eintlik, die Doringlosie het nou geslaap, dit is nou die storie, maar ek bedoel, Lani het eintlik haarself ontken, sy het eintlik haarself, jy weet wat hierdie vielaai wat nou geland het daar op die komeet, jy weet, hy is in slumber mode gesit, en sy is amper in slumber mode, sy het geleef, maar sy het nie geleef nie. En dit is die tipe van 'n touchdrank uit die skop, toe sy agterkom waar sy al wel begewe het. En sy is natuurlik ook 'n prisonier van haar verlede, en die manier waarop haar ouers haar hanteer het en so aan. Ek het gou, jy het net die Ballersripper genoem, dit word reg in die begin van die verhaal genoem, en ek wil nog sê dat opsetlik, as jy nou die romanses lees, die romansa reeks wat Lapa bijvoorbeeld uitgee, en jy weet ander romanses, dan is daar baie duidelike woorde wat gebruik word, en jy begin jou boek nogal baie sterk, want dit klink regtig asof jy op dieselfde manier, en dit is baie opsetlik gedoen, want die hele idee van die Ballersripper kom ter sprake. Maar dan word die Ballersripper gegewe ook ondergrawe. Maar ek wil toch weer vraag, ek wil in 'n sekere sin, is die Ballersripper die moderne sprokie, want ek wil, jy weet, mooi man ontdek vrou, red vrou half, en eindig waar hulle op huwelik staan. Jy ondergrawe in 'n mate ook daai sprokie, is dit opsetlik? Ja, kijk, die sprokie
sprokie, die kinders, wat ons nou maar kindersprokies noem, wat eintlik baie ernstige sielkundige goeders is, wat al deurvors is deur 'n hele aantal mense. Maar ja, in die sprokie kry jy die prins, die prinses, die were heks, wat 'n spinner in die hoop gooi en dan kom die prins en prinses uiteindelik tog maar by mekaar. In jou romanse of jou Baddesripper, die is inderdaad die kontemporêre weergawe van die sprokie, maar vir volwasse vroue en natuurlik vir jong meisiekinders. En jy het jou held en jou heldin en daar's gewoonlik of 'n vrou of 'n man wat struikelblokke in hulle plek plaas en dan oorkom hulle hierdie struikelblokke en dan is hulle uiteindelik gelukkig saam. So die twee het absolute suiwer parallelle. Dit is nie eers daar is nie eens 'n kwessie daaroor nie. En ek het natuurlik, jy weet, ek is as skrywer van of gewese skrywer van romanses, ek verskriklik respek vir romanses en hulle skrywers. Dit het 'n regmatige plek, dus ontvlugtingsliteratuur en ons het dit nodig in Suid-Afrika. En dit herinner mense ook daaraan oor liefdesverhouding eintlik veronderstel is om te wees. Maar ja, ek ondergrawe dit op die manier van dat dit is nie hoe dit in die werklike lewe werk nie. Nou, hierdie is ook fiksie, maar ek dink dit dui op hoe die werklike lewe werk, want alhoewel Lani hierdie pragtige vrou is en in 'n kasteel bly en daardie tipe van dinge, die soort ding wat Ludolf aan haar doen, gebeur in baie meer beskeie plekke. Dit gebeur in rykhuise, dit gebeur in armhuise, dit gebeur in alle lae van die samelewing, waar hierdie dominerende persoon iemand afkraak, ondermyn en later op hom aangewese laat word. Dit gebeur om ons en hierdie is nou net die oortreffende trap daarvan. Dit kom gereeld in rapport en huisgenoot en aldag voor van hierdie pragtige glansheld en sy pragtige vrou en dan en waarskynlik in die huisgenoot is nie omdat hulle 50 huweliksherdenking gevier word nie, dis om ander redes. Daar's koelgate in deure en as dit tipe goeders, né? Ek wil ja. En in onderbroeke. En onderbroeke. Dit ook wel, ja. Sien jy die goues uit die sprokie? Ek wil net gaan vandag, ek is seker van Louis, hy het waarskynlik goed soos Women Around by the Wolves, jy weet, en Robert Bly's Iron John, ek julle dit is ja, wat het om. Ek wil kyk 'n bietjie na die manier waarop sprokies eintlik baie subversief is en jy gebruik daai gegevens baie mooi. Kas van Rensburg het ook 'n boek. Ek het een boek gegee met 2 titels, 'n verskil bietjie, maar dit gaan oor die Jungiaanse interpretasie van die sprokies wat baie interessant is. Maar kom ons praat net oor sprokies, want dikwels in sprokies word daar oor vroue baklei en in 'n sekere sin word jy ook oor vroue baklei. So jy weet as jy gaan leen by die sprokie en dan vat jy het verder. Jy is ook maar baklei oor vroue. Roe en van Fürstenberg uiteindelik is die 2 ouens wat baklei, maar dit gaan dieper, né? Ja, ek dink, kyk as 'n mens na die motto kyk, dan kry jy jou verwysing, die intertekst van die wil jy wat oor die motto praat, want dit is my baie belangrik en die, ek wil ook net sê, ek het net te veel gesê, die einde, hierdie is asseblief een van die boeke, daar's party mense wat die einde eerste lees, jy moet asseblief nie hier, dan gaan jy vir jouself 'n groot jy gaan groot fout maak, want die einde hier is regtig belangrik, en die einde word die motto opgeklaar. Wil jy ook niet gou oor die motto praat, want dit kom uit Faust, en Marlowe's weergawe. En dis ook belangrik, want daar's 2 weergawe van Faust se gegewe, en jy spreek albei aan, en jy kies Marlowe's weergawe vir die motto. Wil jy nog 'n bietjie daaroor praat? Wel, okay. Even klaplik dinge. Ja, ek gaan nie, maar kom sê net gou vinnig iets oor die motto, want ek wil nou nie, asseblief, ek kan nie te veel, ons kan nie te veel sê nie, want die motto word verklaar in die einde. So dit wat jy reg aan die begin lees, op die eerste bladsy, voor die storie begin, gaan jy die laaste bladsy lees. En dit gaan ek nie meer as dit sê nie, want dit is belangrik, maar ja, dit is toch, ja. Ja, ek het op die motto afgekom, en dit was net, ek is verskriklik gelukkig, ek weet nie
engele of die muse of wie dit ook al is, maak Jy baie baie oor die muses in hierdie boek. En ek kom dikwels op 'n stukkie af en dan weet ek, maar hierdie ding pas perfek by my storie. En partykeer is dit halfpad deur die boek, partykeer is dit voor die boek, partykeer is dit hier amper teen die einde. Maar die motto kom uit Marlowe se boek, iets van die tragiese geskiedenis van Dr. Faustus. En daarin word verwys na Helena van Troje. En ek moet waarheid te sê, ek kan nou gou net hierso. Ja, lees maar gou vir ons. Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul, see where it flies. Come Helen, come give me my soul again. Here will I dwell, for heaven's is in these lips, and all is dross that is not Helena. So die hele ding van Helena van Troje, die vrou oor wie beklei word, speel dan, dit vind dan nou weer neerslag, of is half bietjie van 'n stramien vir hoe Roe en Ludolf dan nou beklei oor Lani. Maar dan in die Faustin is natuurlijk ook, ook daar in Goethe se weergawe, net kortliks die storie, meeste mense ken die storie, maar net kortliks, Faustus is 'n man, hulle sê hy was uitregtig bestaan, Johan, ek kan nou nie so van onthou nie, maar in elk geval, hy is 'n man met magte, maar hy wil nog meer magte hê. En dan gaan hy gaan hy ooreenkoms aan met die duiwel, dat hy nog meer magte kry en alles kry wat hy wil hê. Maar hy was sy siel. Ja, in ruil vir sy siel. Ja. En hy kry dit dan nou in meeste weergawe. Dis baie weergawe, ek praat nou net van 2. In meeste weergawe is dit dan nou 'n tydperk van 24 jaar. In Goethe se weergawe hier teen die einde van 24 jaar kry van albei kry vas dan nou koue voete, en in Goethe se weergawe kom dan nou 'n jong meisie na vore, nogal een wat deur Faustus te nagekom is, en sy doen voorspraak vir hom, en uiteindelik sê laat die duiwel nou maar vir Faustus aangaan, daar's hierdie boodskap van vergifnis, as jy jou sondes insien, dan word jy vergewe. Baie eenvoudig en simplisties gestel. In Marlowe se weergawe kry Faust ook dan nou koue voete, maar die duiwel sê, ek is baie jammer, maar 'n ooreenkoms is 'n ooreenkoms, en hel toe met jou. En mens maar kyk, waar kom Ludolf uit met die twee. Maar net, en ek wil nou nie meer daar sê nie, maar the face that sank 1,000 ships, dis waar het neerkom, en jy sal in die einde agterkom, hoekom die gesig so belangrik is, maar daar gaan ek niks meer sê, want dit moet hulle self lees, vragtig. Ek moet asseblief nie die einde eerste lees nie, die van julle wat die boek gelees het, sal saamstem, dit is baie interessant. Ek wil toch weer sê, ek het gister, het ek 'n interessante onderhoud, ek het 'n onderhoud met Marita van der Vyver gedoen oor 'n ding, en dit is my interessant dat, julle skryf baie anderste, maar ek wil sê is ook iemand wat natuurlik die sprokies en die mythologie en daar goed geweldig baie betrek. En op ander interessante vlak dink ek is dit vir my interessant dat omdat beide van julle oor vroue sake skryf, word baie van julle dikwels vlak geskat. Ek bedoel, dit is my weird. Ek bedoel, en ek kan waar dit nie verstaan hoekom nie, maar jy weet, as jy byvoorbeeld gaan kyk na Griet kom weer, ek bedoel, daai hele ding is gebaseer op die mythologie. Ek bedoel, die hele boek is eenvoudig deurdrink van die mythologie. Dit sou nie kon bestaan sonder die intertekst nie. En wat hier gedoen het is, in 'n sekere sin ook, ek bedoel, hier baie duidelike mythologiese, ek bedoel, die hele kasteel, net so terloops, julle kan nou maar self gaan lees, maar die kasteel het 5 suites. En elke suite het 'n ander stukkie mythologie wat daar betrek word. Terloops, ek wil Zeus byvoorbeeld, natuurlik die Zeus suite, dis nou waar die grootpaas bly, Ludolf, want hy sien homself as 'n klein goetjie. Hy dink regtig hy is Ek dink hy sien hom as 'n groot goetjie. Wel, groot goetjie, ja. Maar goed, ek wil so